Hallo geliefdes, ek hoop dit gaan goed met julle elkeen. So, ek gaan 'n bietjie meer hier begin deel, veral op Patreon. Miskien van die goed sal ek op YouTube ook sit, maar ek gaan definitief minder van hierdie tipe goed gaan ek op TikTok begin sit. Want dit voel net vir my daarso is te veel bindings die laaste tyd. Die woord gaan nie uit na wie dit moet gaan nie. En ek voel as die groep wat ek hierso gaan bou, saam met julle, gaan 'n sterker groep wees wat wil profetiese goeders hoor. Hulle wil hoor wat op die Here se hart is. Hulle wil deel van die gesprek wees. Baie van hierdie goed gaan moeilik wees om te hoor. Dit gaan nie altyd lekker goed wees wat ek met julle deel nie. Glo my, dit is nie altyd vir my lekker om dit te moet sê nie. Maar wanneer die Here iets so diep in jou plaas en dit vloei net uit jou uit, dat dit voel soos 'n brandende vuur wat binne in jou is en die enigste manier om dit te blus is laat dit moet uitkom, dan moet jy spreek. En baie keer wat ek ervaar met sulke woorde is, wanneer ek dit gegee het, dan is dit asof die kalmte terug in my kom. Nie dat ek sou sê daar was nie 'n kalmte om te begin nie, maar dis die Here wat dit stook in my dat dit moet uit. Dit moet nie binne bly nie. En sodra dit uit is, dan kan ek voel, okay, nou is dit weer is nou gekalmeer, nou kan die volgende een kom wat nou weer moet uitkom. So meeste van die woorde wat ek gaan deel, ek weet nou nie eintlik hoe lank gaan dit vat nie, maar ek gaan vandag 'n klomp recordings maak en so met tyd sal ek dit nou maar net release. Maar hierdie woord kom spesifiek uit, ek het dit in Januarie gekry, kom sê, dit was die 29ste Januarie, en dit was 'n Woensdag aand, ek onthou nog goed, dit was 'n biduur by ons kerk gewees, en baie van my woorde, die laaste paar maande, die laaste 2 maande, het ek gesien, is veral op 'n Woensdag aand, is daar 'n baie sterk woord wat gegee word. Ek deel dit nie altyd met die kerk nie, baie keer gaan sit ek eers met dit, en laat die Here vir my wys, is dit vir die kerk, is dit vir my, of is dit bedoel om uit te gaan, is dit vir julle ook beskikbaar. Want ons almal weet, die Here praat met ons op verskillende maniere, en partykeer is 'n woord eintlik net bedoel vir jou. Dit is nie noodwendig dat jy dit met ander moet deel nie. Ons moet so versigtig wees vandag met wie ons praat, oor wat ons praat, en is dit eintlik bedoel vir ander, of was dit net iets wat die Here met jou wil deel? Is dit iets intiem tussen jou en God? Hierdie ongelukkig is nie een van daai vir my nie. En julle sal hoor, dit is nie 'n baie goeie woord nie, in my opinie. Ek is nie lief daarvoor om hierdie tipe woorde te gee nie, en ek vind op die laaste tyd, ek begin meer en meer van hierdie te ontvang om te gee. En ek weet dit is belangrik vir die Here, want dit is op sy hart. Nou, hoe die woord begin het is, ek het in die kerk gestaan, en ek het so af na my voete begin kyk. En ewe skielik het ek begin sien, ek staan op stene. Dit lyk baie soos cobblestone in die ou dae, soos wat 'n mens sou gedink het die ou Romeinse dorpe gebou is. Dis 'n tipe pavement, maar dis nie stene nie, dit is meer soos klippe wat gepak is, maar gelyk, dit lyk soos cobblestone vloere, of paaie. En ek kyk af na my voete, en soos wat ek so afkyk, sien ek net, hier begin bloed langs my voete af te loop, en die bloed dit loop nie van my nie, dit loop in die straat af. En toe weet ek al klaar, okay, hier kom iets, die atmosfeer voel donker, dit voel nie lekker nie, dit voel of iets nie reg is hierso nie. Okay, ek gaan nou net vir julle lees, soos wat die Here toe vir my begin praat het, want gewoonlik met so iets, ek sal, partykeer sien ek iets, partykeer sien ek iets nie, maar partykeer begin hy net te praat, en as hy praat, moet ek skryf, en ek onthou my maat vir my spesifiek die aand gesê, sy het my dop gehou, en sy het gesê, ek het soos 'n mal mens sit en skryf, ek het net so gegaan, en meeste van die tyd, ek neem nie in wat ek skryf nie, of ek registreer nie met wat ek skryf nie, ek skryf net soos wat ek hoor, en is eers na die tyd as ek dit lees, dan besef ek hoe ernstig, of hoe diep hierdie saak eintlik is. So, soos ek sê, ek gaan net vir julle lees, en laat julle hoor wat die woord was vir die aand. So die woord is soos volg. The street will run red with blood. They will slaughter in my name, or so they believe, but I will never call for the culling of the innocent. Just like in the time of the Holy Crusades, they will justify their actions by calling the deceived together. Those with murderous intent in their hearts will lead the pack. The wolves have infiltrated the flock and convinced those that don't recognize my voice,
yet to follow them to the paradise they will create for many. For many antichrists will rise and call the holy war forth. The holy war Israel always thought I would bring. When the blood rage sets in, the desire for murder will consume their hearts. I will rise or raise up a judge to bring order in this country again. Many will think he is young and weak, but when the unction falls on him, my enemies will see me and flee. As long as the blood of the innocent cry out to me, I will strike back and right the wrongs that were committed. You spirit of murderous intent, I will remove your seed from this earth, and you will lose your legal claim to the sheep that belong to me. Hear my voice, spirit of Elijah, and call the fire of heaven down, just like in the time of old, and prove who you serve is true. Nou, toe ek hierdie woord gelees het, dis my eerste idee, omdat ek die vloer gesien het en vir my gelyk soos ou tydse Romeinse strate. Toe het ek gedink, okay, hierdie is soos asof iemand 'n beweging gaan begin. Hulle gaan sê dit is in die Here se naam, maar dit is nie die Here wat dit geroep het nie. Dit is hierdie geeste wat moord wil pleeg, gaan iets begin onder die intensie van dit is God se wil, maar dit is nie God se wil nie. Want God gaan nooit roep vir die onskuldiges om vermoor te word nie en die wat nie wil buig tot hulle nie. En ek het eers aan die begin gedink, dis dalk, omdat dit ek Romeinse strate sien, dat dit 'n Europese land gaan wees, maar met alles wat die laaste paar maande in ons land aangegaan het, voel ek, nee, hierdie gaan meer oor, dit het meer betrekking tot ons land, en ek dink dit was seker net 'n week of 2 daarna, toe die hele storie met Donald Trump se uitspraak oor Suid-Afrika begin, en toe is dit amper so vir my, okay, hierdie maak nou, of het voel of het nou 'n bietjie meer huis toe kom. Daar's ander woorde wat ek nou verder nog met julle gaan deel in die toekoms, wat aansluit by hierdie, en soos dat ek het deel, so julle sien hoe die prentjie geskep word, na wat die Here eintlik op pad is mee. Maar okay, tot die volgende video, ons gesels weer.